ons het gekom aan die einde van waar Jesus Christus terugkeer na die aarde toe, voordat die nuwe hemel en die nuwe aarde gevestig sou word na die 1000 jaar vrederyk. Kronologies, eindig Openbaring hoofstuk 19, 'n 7 jaar periode, van Openbaring 6 tot en met Openbaring 19 was, of sal geskied in 'n tydperk van 7 jaar. En wanneer ons na Openbaring 19 kyk, het ons eintlik die slot van daai 7 jaar termyn met die verskyning van Christus. U sal onthou, ek het vir u gesê, en ek wil net die geheue verfris vir die van u wat die afgelope 2 weke nie intensief kon luister nie, is dat in Openbaring 19 kan ons eintlik die volgende afdelings inbring. Ons kan sê, die eerste gedeelte handel oor die lofprysing in die hemel, die tweede gedeelte oor die koningskap van die Lam, die derde gedeelte oor die bruilof van die Lam, dan die getuienis van Jesus, wat die gees van profesie is, dan het ons van vers 11, die sigbare wederkoms van Jesus Christus. En dan met dit, die slag van Armageddon. Maar daai slag van Armageddon is ook oor baie meer as net die Armageddon, want dit handel ook oor wat gebeur by die spruit, die Kedronvallei, by die voet van die Olyfberg, waar Jesus ook sal staan, en dit het ook te doen met wat in Bosra gebeur in Petra, by die rots van verskansing in Basra, as jy het so wil stel, wat huidiglik in Jordanië is. Daar is eintlik 'n hele ellelange gebeure wat gaan plaasvind, en ek dink ek het verlede week het ek mos in diepte met jou nou daaroor gesels. En dan sal Christus moet die nasies oordeel, die boknasies en die skaapnasies van mekaar skei, wat dan ook Matteus 25 in die prentjie gaan bring. En dan het ons die finale oordeel oor die anti-kris en die valse profeet. So wanneer ons Openbaring 19 bestudeer, het ons soveel ingepropte, wonderlike gebeure, wat binne in een hoofstuk vir ons beskryf word in die Bybel. Dit is die blydskap in die hemel omdat Babylon tot 'n val gekom het. Dit is die feit dat, dis nou met die 4 hallelujas wat uitroep oor verskillende dinge. Dit is die feit dat Jesus Christus hierdie koningskap aanvaar. U moet onthou, ons het te doen met die bruilof van die Lam, die heuglike gebeurtenis waar die bruid van Christus sonder vlek of rimpel, maar voor Christus en voor die Vader sal wees as die bruid van Christus, wat 'n heuglike geleentheid in die hemel gaan wees. En saam daarmee het ons die genooides na die bruilofsmaal van die Lam, waar die Ou Testamentiese heiliges die bruilof mag kom bywoon as genooides. En dan het ons die feit dat in vers 10 daar vir ons gesê was, dat die gees van profesie is die getuienis van Jesus Christus. 'n baie belangrike stelling wat gemaak word, en die tydperk wat hierdie vers in Openbaring 19 vers 10 opgeteken is ontsettend belangrik, want dit is binne, ek bedoel, die volgende woorde, as u binne in die konteks gaan kyk, waar binne hierdie woorde staan, is, wanneer die heuglike gebeurtenis van die bruilof van die Lam afgehandel is, toe het ek die hemel, dis nou vers 11 van Openbaring 19, geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. En hier het ons die werklike sigbare verskyning van Jesus Christus uit die hemel uit. En die woorde voor dit sê, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Letterlik staan daar, die gees getuig deur die profesie van Jesus Christus. So in ander woorde, die hele profetiese boodskap van die Bybel, van Genesis 3, dwars tot Openbaring 19, het eintlik Christus as fokuspunt. So die feit dat ons, en dat dit hier gestel word, is oomblikke, voordat Jesus Christus sigbaar na die aarde toe terugkeer, want dan het ons die sigbare wederkoms. Met dan hierdie geweldige oorlog, daar bo van Megiddo af, die tradisionele slagveld in Israel in die noorde, af tot by die Kedronvallei, wat hier tussen Jerusalem, tussen die Tempelgebergte en die Olyfberg en die berg Sion, daai vallei, daai Kedronvallei, eintlik, as jy op die Olyfberg staan, jy kyk af, dan kyk jy reg op die tuin van Getsemane.
En dit is daar in die vallei van Getsemane waar die duik gevorm word op pad na die Stefanushek toe, of die Leeupoort soos dit ook genoem word. En natuurlik daar het hy ook die oospoort. As jy daar staan en kyk, dan sien jy die oospoort en hy's toegemessel, want die Jode glo, die Messiaanse Jode ook, dat Jesus sal eendag sal hy deur daardie poorte ingaan. En so jou ortodokse Jode, hulle doodseker gemaak dat daai poorte is verseël, want hulle sê net die Messias mag daar ingaan. Wat interessant is dat toe die heerlikheid van God die tempel destyds verlaat het en uitbeweeg het tot by die Olyfberg en van daar af weg, glo hulle die heerlikheid van God sal weer van daai kant af inbeweeg in Jerusalem, wanneer die oomblik gaan aanbreek vir dit, om weer sigbaar te manifesteer, die Shekinah glorie van die Here. Maar hierdie oordeel van die nasies is 'n vreeslike ding wat gaan gebeur, en dan het ons, en dit is waar ons laas keer in werklikheid gestop het, is wanneer ons kom by vers 19, 20 en 21, van Openbaring hoofstuk 19, en ek gaan vir u daardie 3 verse lees. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, en teen sy leer. En die dier is gevangene geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, en waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang, en sy beeld aanbid het. Lewend is die 2 gewerp in die vuurpoel, wat met swaal brand, en die ander is gedood, met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Onthou, kronologies, as jy die gebeure sou neem in Openbaring hoofstuk 19, wanneer Jesus Christus verskyn, op daai oomblik is die boknasies, soos wat dit hulle genoem word in Matteus 25, versamel in Armageddon, soos ons gesien het in Openbaring 16. En nou, Babylon is mos nou klaar verwoes deur die aardbewing, en nou word die val van Jerusalem, soos wat dit opgeteken was in Sagaria, word nou hier vir ons voor oog gebring, dat hier sien ons die leermagte van die Antichrist, wat versamel is in die land van Israel. Ons weet, hulle was ook daar in Bosra by Petra, waarin baie van die oorblyfsel van Israel heen gevlug het. Hier sien ons natuurlik dat Israel roep tot die Messias, en die volgende oomblik, hier verskyn Christus Jesus as die Messias uit die hemel. En die feit dat hy verskyn het uit die hemel, beteken hier gaan 'n uitgebreide oorlog plaasvind, van Petra in Bosra regdeur tot bo in Megiddo. Nou, hierdie slag van Armageddon, wat dit ook genoem word, as ons praat van die slag van Armageddon en die oordeel oor die nasies, moet jy verstaan, daar is baie te sê in die Bybel oor hierdie groot slag wat sal plaasvind. Want ons noem dit die slag van Armageddon, maar ek wil net sê, daai woord, slag van Armageddon, verskyn nie in die Bybel nie. Jy gaan nêrens die woordjie lees, die slag van Armageddon. Ons lees van die oorlog wat kom by Hermegiddo, ander woorde by Harmageddon, by die plek waar die antichristelijke magte by Armageddon versamel sal word, of soos wat u, en ek wil die gedagtes net verfris, gelees het in Openbaring 16 vers 16. Hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. So die feit dat hulle daar hulle versamel, spreek mos nou van self. Daar gaan 'n geweldige oorlog plaasvind. Daarom praat ons van die slag van Armageddon. Wat in gedagte gehou moet word is, dit gaan 'n geweldige ding wees wat gaan plaasvind, want volgens Openbaring hoofstuk 14 vers 20, en die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, 200 myl ver. As jy 'n direkte lyn trek, van Megiddo af regdeur, soos die kraai vlieg, na die dooie see toe, dan gaan jy baie korter as 200 myl kry. So, wanneer die kontoure gevolg word, van Megiddo af hoe die riviere loop, en jy kom tot by die laagste punt op aarde, dan alleenlik gaan jy hierdie distansie kry, maar ons praat van 320 kilometer ver. En wanneer die koms van die Here gaan plaasvind, en die aarde gaan oopskeer, en alles wat daarmee gaan saam plaasvind,
lees ons dat tot by die tooms van perde. Nou die tooms van perde kan iemand tel is hoeveel hande hoog. Want die toom van 'n perd is dan van die rug van die perd tot by sy bek. Ons praat van hoeveel hande. Daai hoeveelheid hande hoog, dit is hoe diep 'n rivier van bloed sal vloei, wat vir u sê, hoeveel magte kom by mekaar. En Esegiel beskryf dan ook daardie oorlog in Esegiel 38 en 39, wanneer hy praat van die Gog en die Magog wat daar gaan by mekaar kom. Ons moenie daai Gog en Magog verwar, wat uit die noorde uitkom, teen die Gog en Magog van Openbaring 20, in die volgende hoofstuk. Kyk, ons is nou by hoofstuk 19. In hoofstuk 20 lees ons ook van Gog en Magog, maar daardie Gog en Magog, hulle kom van die 4 rigtings van die aarde af, die 4 windrigtings, noord, oos, suid en wes, terwyl hierdie magte kom uit die noorde uit. Hulle verskyn uit die noorde uit, hulle kom van die noordelike deel af, en hierdie Gog en Magog is aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. Dit is 'n oorlog wat gaan plaasvind in die dae wanneer Jesus Christus gaan verskyn. Terwyl die Gog en Magog sal aan die einde van die 1000 jaar vrederyk wees. Die 2 oorloë word onderskei deur 'n 1000 jaar termyn. Terwyl die een is dan die eerste ene, Gog en Magog, van Esegiel 38:39, is aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, terwyl die Gog en Magog van Openbaring 20 is aan die einde van die 1000 jaar. Nou, hierdie Gog en Magog gaan God self in 'n oorlog betrokke raak, en ons lees van pes en haal en bloed en stormreën en haalstene en alles wat hier gaan gebeur, en 'n gewellige oorlog. Terwyl die een in Openbaring 20, al wat gaan gebeur is vuur uit die hemel, wat al die magte daar sal verslaan. So, maar as u die detail wil sien van hierdie oorlog, dan kan u dit gaan lees. Ek praat nou van die oorlog, soos wat ons dit nou hier sien in Openbaring 19, met al die nasies wat daar by mekaar gaan kom. Dit word ook in detail beskryf in Esegiel 38 en 39. Dis wanneer die koning van die konings in daardie tyd van die dag van sy koms sal afreken met die goddeloses. Nie net in Bosra, nie net in die dal van Josafat nie, maar ook met die nasies wat oralste by mekaar gekom het, reg deur die Kedronvallei tot en met die plek van Megiddo, waar daar 'n vreeslike oorlog gaan wees. Nou, hierdie oorlog het 'n naam. Dit word genoem ook in Openbaring, alhoewel ons hierdie slag van Armageddon, beskryf die Bybel dit in Openbaring 19 vers 17 as volg. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen, en versamel julle tot die maaltyd van die groote God. So hierdie oorlog wat kom, word genoem die maaltyd van die groote God. En die voëls word opgeroep om te kom deel in hierdie maaltyd. Die aasvoëls, die roofvoëls, wat simbole is van oordeel. Want die feit dat hier na voëls verwys word, beteken dit dui op 'n algehele oorwinning van Jesus Christus oor die nasies. 3 miljoene mense het gesterf in hierdie uitgebreide oorlog. Die voëls van die hemel sal hulle beendere nou kaal stroop. En hier sien ons die vlees van konings, owerstes, sterkes, perde, vrymense, slawe, die vlees van almal. Niemand word oorgesien nie, want dit beskryf dit in soveel woorde, dat julle kan eet, dis nou vers 18 van Openbaring 19, die vlees van konings, die vlees van owerstes oor 1000, die vlees van sterkes, die vlees van perde, die vlees van almal, vrymense, slawe, klein sowel as groot. So dit is 'n maaltyd. Dit is wanneer al hierdie 3 miljoene mense sterf en daardie liggame op die aarde lê, dan wat gaan gebeur is die voëls van die hemel gaan die vlees kom kaal stroop van die beendere af. Die beendere sal fisies kaal gestroop word. Daarom lees ons ook dat wanneer hierdie oorlog verby is, dan net om die beendere van al die verslaandes te begrawe, gaan 7 maande lank duur.
Ons lees in Esegiel 39 vanaf vers 11. En in die dag sal ek aan Gog 'n plek gee waar 'n graf sal wees in Israel. En die dal van die trekkers aan die ooste kant van die see, en dit sal vir die deurtrekkers die pad toemaak. En daar sal hulle Gog begrawe en sy hele menigte, en dit noem die dal van Gog se menigte. Die plek gaan 'n naam kry. Daar gaan 'n groot begrafplaas in die Midde-Ooste wees. En daai begrafplaas se naam is die dal van Gog se menigte. Dit lees ons ook in Esegiel 39 vers 11. Nou daardie groote begrafplaas lees ons nou verder. En die huis van Israel sal hulle begrawe om die land te reinig. So al hierdie 3 miljoen goddelose mense wat gesterf het, wat se vlees van hulle beenderre afgeskeur is deur die roofvoëls van die aarde. Nou lees ons in vers 12, 7 maande lank sal die land gereinig word. In ander woorde, daar moet 'n begrafnis plaasvind van al die beenderre van die mense. Vers 13, en al die mense van die land sal begrawe. Al die mense van die land sal begrawe. So daar gaan baie mense wees wat gaan deelneem aan hierdie groot begrafnis. En dit sal hulle roem wees, die dag as ek my verheerlik, spreek die Here, Here. Ook sal hulle vaste manne afsonder, wat die land deurgaan, en die trekkers begrawe, wat bo op die grond oorgebly het, om dit te reinig. Aan die einde van 7 maande, sal hulle 'n ondersoek instel. En hierdie vaste manne wat afgesonder is om te kyk, en sien hulle een van hulle wat die land deurtrek 'n mensebeen, dan rig hy daarby 'n merkteken op, totdat die begrawers dit begrawe het in die dal van Gog se menigte. En so sal hulle die land reinig. So daar kom 'n groot slag. Sê vir die voëls van allerhande vere, vers 17, en al die wilde diere van die veld, kom by mekaar, kom aan. So die voëls word opgeroep en die wilde diere van die aarde om te kom na daai streek toe. Vir die slagoffer wat ek vir julle slag, 'n groot slagoffer op die berge van Israel. Eet vlees en drink bloed. Nou hier kan jy sien, hier kom 'n verskriklike groot oorlog, en hier gaan 7 maande lank 'n begrafnis gehou word. Die begrafnis om al die wat gesterf het te begrawe, gaan 7 maande lank duur. Om tot die laaste been te begrawe. Daar gaan mense afgesonder word, wat sal deur die land trek op soek na mensebeenderre, om te sien wat het oorgebly, die skedel van dooies, of die arms of die bene, die verskillende beenderre van die lyke van mense, nadat die vleis van hulle afgeskeur is deur die roofvoëls van die aarde. So die Bybel beskryf hier, in Openbaring 19, dat Christus se wederkoms is nie 'n grap nie. Dit gaan 'n verskriklike oorlog op die aarde ontketen, veral in die Midde-Ooste. En ons weet dat daai oorlog het dan tot gevolg dat al die boknasies wat gesterf het, sal die beenderre moet begrawe word. En dan, vers 20 en 21. En die dier is gevangene geneem, die antichrist, né? En saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die 2 gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. Nou uit hierdie 2 tekste in Openbaring 19 word dit duidelik dat die antichrist en die valse profeet op die dag van Christus se verskyning en die dag van hierdie oorlog, dat hulle gevang sal word, en soos hier staan, lewend is die 2. Lewendig word hulle in die hel gewerp. Nie na die doderyk met hulle nie. Jy moet onthou, alle mense wat sterf gaan na die doderyk toe. Die wat goddeloos is, wat sonder die Here sterf, hulle gaan na die doderyk toe. Die kinders van God wat afsterwe, hulle gaan na die paradys. Maar die wat sonder die Here sterf, hulle gaan na die doderyk. Maar hierdie 2 met hulle se uitsondering, hulle gaan nie na die doderyk nie, hulle gaan direk na die ewige poel van vuur, die hel. En wat insiggewend is, as u in hoofstuk 20 vers 10 lees, en die duiwel wat hulle verlei het, is nou na die 1000 jaar, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is,
en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So 1000 jaar nadat die antichrist en die valse profeet in die poel van vuur gewerp is, word die Satan daarin gewerp. Maar wanneer die Satan in die poel van vuur gewerp word, is die antichrist en die valse profeet nog steeds in Gehenna, in die poel van vuur. So dit beteken dat 1000 jaar in die hel kon die vlamme van die poel van vuur nie uitgeblus word, en die wie daar is, sal nooit kan rus hê nie. Hulle gaan 'n ewige lyding hê. Hulle het ook nie verbrand nie. Hulle is steeds daar. Daar staan waar die dier en die valse profeet is. Openbaring 20:10. So 1000 jaar daarna, nadat hulle in die hel is, leef hulle nog steeds in die verskriklike poel van vuur. So wat die res van die antichrist se leermagte betref, die voëls is versadig van hulle vlees, magteloos lê hulle daar, die roofvoëls het uitmekaar geskeur, hulle beendere is begrawe, en die antichrist en die valse profeet is die eerste 2 persone om na die ewige hel verdoem te word. En dit beteken dat vandag, soos wat ek nou hier met u praat, is die hel leeg. Daar's niemand in die hel nie. Mense wat sonder die Here gesterf het, is in die doderyk. Die doderyk is die voorafgaande voordat die hel kom. Mense kan eers by die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, en dit gaan ons die volgende weke nou na kyk. Hulle kan eers by die wit troon oordeel, na die hel verdoem word. Maar mense wat nou sterf, gaan nie hel toe nie. Soos u die boeke lees van mense wat sê hulle was in die hel en al hierdie dinge, dit is net doeteenvoudig nie korrek nie. Dat hulle in die doderyk was, verseker, en dat die doderyk 'n plek van pyniging is, dit is waar. Want in Lukas hoofstuk 16 lees ons van die ryk man en Lazarus, dat toe hy sy oë oopmaak in die plek van pyniging, en hy in die vlam was, het hy gesmeek vir 'n druppel water. So die doderyk is, soos die hel, 'n plek van pyniging, daar is vuur, daar is smarte, daar is lyding. Basanos, plek van pyniging, staat van om gepynig te word, soos wat die woordjie gebruik word in Lukas hoofstuk 16, maar die doderyk moet nog in die hel gewerp word, want in Openbaring 20 vers 10 lees ons, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. So die doderyk kan nie die hel wees nie, want die doderyk moet dan nog in die hel gewerp word. Aan die woorde, hulle wie in die doderyk is, wat die doderyk moet gee vir die wit troon oordeel, hulle gaan nog na die hel toe, soos wat daar staan, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. So die doderyk kan nie die poel van vuur wees, dis nie dieselfde plek nie, maar die eerste 2 persone om so toe te gaan, is die antichrist en die valse profeet. En dan wil ek ten slotte net daaraan herinner, onthou, God het nooit die hel oorspronklik vir die mens gemaak of bedoel nie, want ons lees ons in Matteus 25 vers 41 van, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. So die hel is berei vir gevalle engele. Maar in die oordeelsdag sal die Here vir alle verlore mense sê, nou julle deel is saam met hulle in die poel van vuur. En hier kan ons sien, die eerste 2 persone wat soontoe gaan,